Welkom terug by die groot ontbyt. Enige beleggingsportefeulje moet 'n paar hoekstene bevat. En Frikkie van Loggenberg van IFSA is môre hier om ons oor daardie hoekstene te vertel. Goeiemôre Frikkie. Môre Pierre, môre Jane. Kyk, die groot nuus is natuurlik die 0,5% wat nou skielik verdwyn het op BTW. Daar is soveel onsekerheid gewees die laaste paar maande in die markte, plaaslik en internasionaal. As 'n mens dink aan alles wat Trump sê, as 'n mens dink aan die struwelinge oor BTW in Suid-Afrika wat nou weer 'n heeltemal 'n ander draai gemaak het. Is hierdie storm nou met hierdie laaste 0,5% wat nou weg is? Kan ons nou rustig geraak of verwag ons nog iets? Vang dit mense heeltyd onkant in die markte? Pierre, die enigste sekerheid op die stadium in tyd is onsekerheid, as ek dit so kan sê. Want as ons gekyk het wat na die afgelope maand gebeur het, spesifiek wat jy sê met Trump op die internasionale vlak, daar is tariewe wat ewe skielik net so voorgestel is om te sê dit is wat nou gaan gebeur, en nou is dit weer vir 90 dae weer die pad afgeskop. Ja. Dit is verskriklik, daar's niks uitsluitsel van wat moet gebeur nie. En plaaslik, nou kan ons nou sien, 0,5% op, 0,5% af, waar gaan hulle die 75 miljard gaan hulle nou bymekaar, daai tekort, waar gaan hulle dit kry? Dit vang die mark heeltemal onkant, want jy kan nie hierdie tipe van dinge kan jy beplan nie. Daar's altyd iets wat besig is om te gebeur. So 'n mens moet nie opgevang word in hierdie geraas, as ek dit so kan sê, as dit kom by die beleggingsveld nie. Daar sekere dinge in ekonomie wat ons moet na kyk, want die ekonomie en die finansiële sektor of die beurs is alles het gekorreleer, dis twee verskillende goed. Al gaan dit sleg in die ekonomie, die groeikoerse is nie wat dit moet wees nie, daar kort bietjie werkskepping, die beleide wat ons nou, daar striwelinge polities, so die ekonomie stoei. Maar op die beurs kan dit goed gaan, want daar is sekere van die maatskappye wat gelys is daarso, wat grootliks van hulle opbrengste of hulle revenue, soos die Engelsman sê, in die buiteland kry, en daar is sekere van die sektore wat briljant presteer in hierdie punt in tyd. Is dit hoekom mense sê, oppas vir spekulasie op die markte, belê op die langtermyn, hou aan gereelde opbrengs stadig oor tyd? Is dit waar dit vandaan kom? 100%. Die tydsberekening, dis baie moeilik om jou tydsberekening reg te kry. Ja. Hoe groot was die skommeling op die markte, veral plaaslik? Jane, as jy gaan kyk, dit was amper hier by 'n 9% gewees, wat nog 'n groot skok wees. Ek meen, mense is altyd gewoond, daar is ons bietjie geraas in die mark, daar's dinge wat gebeur, jy hoor dit, maar nou ewe skielik sien jy dat die beurs met 9% verlaag het. Mense gaan kyk na hulle portefeuilles en hulle sien, hoor hierso, my portefeulje, my geld het minder geraak, en dan begin mense verskriklik bekommerd raak. So, dit is maar net 'n baie goeie herinnering dat die beurs het volatiliteit, daar is baie skommeling, en daar is risiko in die beurs. En die goeie opbrengste wat ons nou gekry het die laaste 2 jaar, daai vlak van opbrengste of van groei is nie volhoubaar nie, en ons moet daarna kyk. So, nie volhoubaar nie. Is daar dan bateklasse wat minder geïmpakteer is op 'n stadium deur hierdie skommelinge? Definitief. As jy gaan kyk na die tegnologie sektor het baie goed gedoen. Hy het nie rondgespring die laaste maand of 2 nie, maar ek dink dit was my net meer van 'n herstel van laas jaar se groot beweging. Die goud het fenomenaal die afgelope 5 jaar presteer, maar weer eens, die goud presteer baie goed as daar in die finansiële markte bietjie onsekerheid is, soos wat duidelik daarso is. En natuurlik jou alternatiewe, die ou hoeksteen in die middel van die ekonomie, jou privaat besighede wat nog steeds aanhou voortbestaan het en nog steeds hulle ding begin doen het. So die alternatiewe het nogal 'n baie konsekwente groei gehad. Jy sê nou daai alternatiewe wat die hoeksteen is eintlik van beleggings. Wat bedoel jy daarmee? So as ons gaan kyk wat die eienskappe van die alternatiewe dit is nie sentiment gedrewe nie. So daai konstante, konsekwente groei wat jy kan verwag in 'n portefeulje. As jy daai eerste stukkie neersit in 'n portefeulje konstruksie en jy kan basies daai boksie tik, om te weet dat jy is verseker basies van daai groei gedeelte op daai punt. Daar's nie volatiliteit of impak wat daarop het nie. So 'n BTW skommeling of tariewe verandering sal 'n impak op die privaatmark hê, maar nie dadelik nie. Dit sal oor tyd sal dit infaseer, maar dis nie daai verskriklike stop nie. Mense sê altyd, jy sê dit is redelik seker en so, maar daarvoor wil mense vra, ja, maar is dit dan nou gereguleer dat 'n mens kan sê dis redelik seker? Wie reguleer so maar? So Piet, ons het in Suid-Afrika het ons die FSCA, die Financial Services Conduct Authority. So as jy werk met alternatiewe en fondsbestuurders ensovoorts, maak maar seker
hulle is gelisensieer by die FSCA, want dis die regulatoriese hoof wat seker maak alles gaan goed. En natuurlik as jy na die alternatiewe kyk maar of hulle op 'n platform beskikbaar is, want daar's nou nog 'n mate van beskerming, nog 'n mate van lisensiering daarsoop, maar seker maak dat daai klein goedjies, daai boksies maar getiek is. Kyk, nou het ons ook kyker navraag gekry. So nou moet ek jou vra, want Nelly van Witbank het gevra. Hoe kan ek seker maak dat ek die regte finansiële advies ontvang? Nelly. Okay, so vir my is die onafhanklikheid is vir my verskriklik belangrik. As iemand onafhanklik is, is jy nie verseker nie, maar jy het 'n beter kans om seker te maak dat jy die beste in die mark daar buite kry. Ek meen as die naam op die fonds, op die adviseur se op die platform alles dieselfde is, dan is iemand gemotiveerd of geforseer om 'n sekere rigting te gaan. So onafhanklikheid is een ding. Die volgende ding is, die advies moet baie persoonlik wees. Elke persoon het sy eie belastingstruktuur, sy eie behoeftes, sy eie beleggingsdoelwitte, sy eie situasie. So die advies moet baie individueel vir jou basies, vir jou situasie bymekaar sit. En dan die derde punt, dit moet opsies wees, dit moet 'n beleggingsopsie wees, dit moet 'n beleggings plan wees wat voorgelê is wat jy kan uiteensit. Dit moenie net 'n spesifieke produk wees wat jy nou verkoop is nie. Dit moet 'n plan wees. Onafhanklik vir jou persoonlik en 'n plan. Jy het vroeër het jy gesê 'n portefeulje samestelling, moet mens ook mooi daarna kyk. Jy praat nou van 'n beleggingsplan. Wat behels so 'n beleggingsplan? So vir my is dit die beginpunt. Waar is jy in jou situasie? Wat is jou kapitaalbehoefte? As jy nou afgetree is, hoeveel geld het jy? Wat is jou kapitaal? Wat is jou produkte? Wat is die inkomste wat jy nodig het? En hoe lyk jou persoonlike inflasiesyfer? Moet ons R10,000 'n maand met elke jaar met 6% verhoog? En hoe kan ons by daai doelwitte uitkom? Hoe kan ons spesifieke klassifikasies, spesifieke bateklasse, spesifieke fondse bymekaar gaan sit om seker te maak dat jy die beste kans het om by jou spesifieke doelwit uit te kom? So daai plan weer eens persoonlik moet nou gekyk word van die begin tot die einde en seker maak dit word geïmplementeer. Maar Frikkie, gee nou vir ons praktiese voorbeelde van hierdie tipe opbrengste. So as ons nou gaan kyk en syfers is baie keer baie snaaks, want as jy gaan kyk na 'n 5 jaar opbrengs teen 'n 3 jaar teenoor 'n jaar, jy kan daai syfers kan 'n mens baie mooi manipuleer en jy kan dit mooi laat lyk as dit nou so is. Maar as jy 'n bietjie langer termyn gaan kyk na die laaste 10 jaar se opbrengste op die beurs wat die top presterende effekte trust ensovoorts gedoen het, daar is 'n mate van laat ek so laer opbrengs. Dit is nie so goed soos dit 'n mens dink dit is nie. En as jy alternatiewe in jou portefeulje bysit in 'n sekere mate, dan kan jy seker wees dat jy so tussen 15 en 20% per jaar beter groei kan kry oor daai spesifieke tydperk. En ons het die sommetjies gemaak, dis baie naby aan daai punt. 'n Saamgestelde portefeulje met ander woorde. Is dit een van die hoekstene? Moet nooit net in een rigting jou geld waak. Asseblief nie. Mooi gediversifiseer, verskillende bateklasse volgens jou risikobehoefte en waar jy wil uitkom. Want sekere bateklasse presteer beter as ander op spesifieke tye. En weer eens, ons het nie 'n kristalbal nie. Ons is nie almal Siener Breitenberg nie. Ons So die idee is om 'n goed gediversifiseerde plan bymekaar te sit wat jou 'n blootstelling gee aan die verskillende bateklasse, gelys en ongelys. Jy het daai goed nodig want sekere van die bateklasse presteer beter op sekere tye as ander en hulle moet mekaar uitbalanseer oor tyd. So ons wil nie ligte uitskiet nie, ons wil net konsekwente groei hê. Frikkie, hoe maak ons kontak met een van julle nasionale netwerk vir geakkrediteerde adviseurs? So SMS die woord kontak na 48422 en ons staan reg om hierdie planne vir julle in plek te sit. Ja, so ek dink jy wag voor te sê jy moet 'n adviseur hê. 'n Geakkrediteerde onafhanklike adviseur om jou daarmee te help. Asseblief ja. Frikkie, baie dankie vir jou moeite vanmôre. Dankie jy draai kom maak dit. Dis lekker om jou te gesels. Dankie Pierre, dankie Jen. Nou ja, daar is die hoekstene van belegging, onthou dit maar. Om direk met Ifsa te gesels, SMS die woord kontak na 48422. Kontak na 48422. SMS kos R1.50 en besenfees geld. Ifsa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer met 'n FSP nommer 4337.